Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Job 12 vers 9 is ons woord van vanoggend. Wie weet nie deur al hierdie dinge dat die hand van die Here dit gemaak het nie. Die mees indrukwekkendste diamant was in een van Afrika se diep myne gevind. En toe was dit na die koning van Engeland gestuur, sodat dit sy kroon kon versier. Die koning het dit na die Amsterdam stad toe gestuur, na 'n edelsteen diamant deskundige. En jy sal jou nie kan indink wat daar gebeur het nie. Hy het eers gegaan en 'n groef in dit gesny. En toe het hy hard met 'n spesiale hamer geslaan. En onder hierdie deskundige se hande het hierdie indrukwekkende diamant in 2 dele gebreek, oop gesplit. Vir ons klink dit skokkend, maar nee, dit was goed beplan, dae aan mekaar. Daar was tekeninge gemaak, replika modelle van die diamant was gemaak. Die kwaliteit, die swak plekke, die moontlike grynlyne was in die fynste detail ondersoek. Dit was bestudeer en hierdie deskundige van Amsterdam was die beste deskundige wat hulle kon aan die hande kry. So, dink jy nog dat hierdie een harde hou wat die diamant oopgebreek het, 'n fout was? Nee, hy het dit gedoen, sodat hierdie indrukwekkende diamant tot sy volle waarde van die karaat wat in hom versteek was, sou kom. Hieruit was 2 indrukwekkende juwele stene gemaak, en net die oog van hierdie deskundige van Amsterdam kon sien, wat werklik in hierdie een diamant versteek was. Net so weet God presies wat in jou is, wat verborge is. Baie keer voel jy daardie lewenshou, dis hard, dis seer, en jy dink dit is 'n fout, maar nee, God se meesterstuk is hy mee besig. Die kosbaarste, dierste gekoop deur Jesus se bloed. En eendag sal ons in die hemel sien hoe spesiaal ons as 'n lewende steen uitgekap, gebytel was, want hy weet presies waarom toe te laat dat die lewe ontslaan, want in ons is 'n kosbare juweel wat na vore sal kom, en dat jy dan sal sien hoeveel seëninge daar eintlik binne jou is. Seëninge wat jy ook met ander kan deel. Seëninge wat ook van jou 'n beter mens maak, 'n mens maak wat afhanklik is om in Jesus as deskundige se hande te wees. Baie keer wonder ons, hoekom bestaan ons? Hoekom leef ons? Want baie keer bestaan ons net en ons leef nie werklik die lewe en oorvloed nie. En in sulke tye moet jy weet, hy's nog nie met jou klaar nie. Maar hy sê vir jou in Efesiërs 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van hierdie wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. En dit wat hy begin het, sal hy klaarmaak. Voor die grondlegging van die wêreld het hy al geweet wat hy spesiaal in jou gesit het, sodat jy sonder gebrek sal wees, wanneer daardie hou val, en wanneer jy agterkom. Maar hy, wie in jou is sterker as hy wat in hierdie wêreld is. As jy agterkom, watter groot liefde van God binnekant in jou is. As jy agterkom, waartoe jy werklik geroep is,
in hierdie lewe. Jesus, baie dankie dat u bloed in my kan oopbreek, wat u werklik vir my gedoen het, as deskundige van die liefde aan daardie kruis. Jesus, dankie dat die genesing van u liggaam werklik in my kan oopbreek, elke wond wat ek het, sodat ek kan sien waar u my genees. Amen.